naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ek gaan vir Tiaan vra om vir ons 'n klip te speel. Welkom om dit te kyk. Dis 'n kort klip. $9:30 Cape Town now. I'm sorry, sir, that flight is... That is a business class ticket. Yes, sir, we put arrange. Do you know who I am? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? There's a gentleman here who doesn't know this. If anyone is able to assist him, please report to the yellow lady. Yes, Jesus. Amen. My vraag aan jou vanoggend is, ken jy jou identiteit? Jy self kan daai vraag antwoord. Ek kan nie daai vraag namens jou antwoord nie. Jou man kan nie daai vraag namens jou antwoord nie. So kan jou vrou ook nie daai vraag namens jou antwoord nie. Dit is so hartseer om te sien dat kinders van God wat hulle harte vir Jesus gegee het, nie hulle identiteit ken nie. Hulle lewe onder die potensiaal wat God vir hulle gee. As ons net kan dink aan die verlore seun. Die verlore seun het sy erfdeel gevat en hy het weggegaan. En hy het sy identiteit as kind by sy pa se huis het hy laat gaan en hy het 'n slaaf geword. Daai seun se grootste verlies was nie sy erfdeel wat hy gemors het nie. Sy grootste verlies was, hy het vergeet wie en wat hy was. Dit was sy grootste verlies wat hy gehad het. Hy het begin leef soos 'n slaaf terwyl hy 'n seun was. So baie kinders van God is gered, maar hulle leef in gevangenis vandag nog. Hulle leef soos weeskinders. Hulle is vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus, maar die kettinge van die verlede hou hulle vas om vorentoe te kan gaan. Die vyand wil jou identiteit steel. Want as jy jou identiteit steel, weet jy nie wie jy nie. Nou ek wil jou weer vra, wie is die ware jy? Jy kan dit nie binne jou antwoord. Wie is die ware jy? Genesis 1 vers 27 sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hulle geskape. Jou identiteit bepaal nie jou gevoelens nie. Jou identiteit bepaal nie jou begeertes wat jy het nie. Jou identiteit bepaal wie is jy in Christus. Dit is waar jou identiteit bepaal word. Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in jou moeder se skoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgebring het ek jou geheilig. Is jy net 'n gewone mens? Ja, maar God het jou geheilig. Kan ek dit so sê, jy's 'n stappie hoër? Die wêreld probeer jou
Waarde bepaal deur al die prestasies wat jy het. Jou voorkoms, jou besittings. Wat se huis het jy? Wat se kar het jy? Al daai goed wil die wêreld jou bepaal wie en wat is jy. Maar God bepaal jou waarde omdat hy jou geskep het. Genesis 3 vers 9 en 10 roep die Here God na die mens wat verwys na Adam en hy vra, waar is jy? Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees want ek is naak. Daarom het ek my verberg. Die woord sê sonde bring 'n skeiding tussen ons en God. As jy voel die Here is ver, gaan kyk, miskien is daar iets wat 'n skeiding het. Miskien het jy na jou hart vir Jesus gegee het, 'n deur weer oopgemaak waar die vyand kon inkom en hy sê, ek bring 'n skeiding. En hy speel op die gevoelens van jou, maar dit wat jy gedoen het, gaan ek jou 'n bietjie aanhou. Dit laat jou en my as kind van God so maklik ons identiteit vergeet. Van die skuldgevoel wat daar is. Begin jouself begin twyfel. En in 2 Korintiërs 5 vers 17 kom Jesus en hy herstel jou identiteit. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword. Die woord sê nie hy het jou half gemaak nie. Jou half nuut nie. Hy het jou heeltemal nuut gemaak. Alles het nuut geword. In Christus ontvang ons nie net 'n tweede kans nie. As jy Jesus aangeneem het, is nie net 'n tweede kans nie. Jy ontvang 'n nuwe lewe saam met hom. Jou verlede bepaal nie meer wie en wat jy is nie. Dit bepaal nie jou identiteit nie. Want jy kan so maak, ek behoort aan Jesus. Ek behoort nie meer aan die wêreld nie. Want as jy jou hart nie vir Jesus gegee het nie, behoort jy aan die wêreld. En die goeie nuus is, gaan ek vir jou lees in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy is kind van God. Sê vir die persoon lank jou, jy is sy kind. Hoor jy gehoor wat die een vir jou gesê het? Jy is sy kind. Al het jy sonder 'n pa of 'n ma groot geword, jy het 'n nuwe vader gekry. Al het jy groot geword met 'n afwesige pa in jou lewe, het jy 'n nuwe vader gekry. 'n Pa wat elke dag by jou sal wees. 'n Pa wat so lief is dat hy sy gees gestuur het om jou te kom bystaan. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie God se liefde te verdien nie. Jy is sy kind. Dis vir jou gegee. Dis vir jou gegee as sy kind. Galasiërs 4 vers 6 en 7 sê, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy sy kind is,
dan ook erfgenaam van God deur Christus. Hoe word jy 'n erfgenaam? As ons gaan kyk hoe die wêreldse stelsel werk, jy kan net iets erf as jy op die testament is. Jy kan nie iets erf as jy nie 'n begunstigde genoem word nie. Jesus sê dit vir my en vir jou, dat as jou hart vir Jesus gegee het, word jou naam in die boek van die lewe geskryf. Jy gaan iets erf. Ek praat nie nou van geld of materiale goed nie, jy erf die ewige lewe. Maar as jy sonder Christus sterf, erf jy niks nie, erf jy die dood. Jy gaan iets kry, maar jy kry die dood. Ek en jy, kind van God, is nie meer slaaf nie. Ons is kinders van God en 'n erfgenaam. Jy hoef nie meer laat vrees jou beheer nie. Want vrees het geen mag oor jou nie. Wanneer vrees mag het oor jou, is wat jy toelaat, laat hy jou beheer. As jy nie toelaat dat hy jou beheer nie, gaan hy jou nie kan beheer nie. Dis dieselfde jy ry met 'n kar. Jy sien 'n draai daarvoor. Gaan jy die stuurwiel vat en draai? Of gaan jy die stuurwiel los? Want as jy die stuurwiel los, gaan jy reguit gaan. En nie in die draai waar die pad loop, jy gaan jy miskien ongeluk maak. Dis dieselfde met vrees. Gaan jy Jesus vertrou, laat Jesus in beheer is van jou lewe, laat vrees nie die oorhand kry nie. Want as jy Jesus eerste stel, dis vrees mos tweede. Maar as jy vrees eerste stel, gaan Jesus tweede wees. Wat gaan jou beheer dan? Vrees. Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. God sien jou, wat Jesus sit vandag, wat hierdie woord hoor, nie as 'n verloorder nie. Hy sien jou as 'n oorwinnaar. Vir die konings het Dawid maar net as 'n skaapwagter gelyk. Maar God het in hom 'n warrior gesien. Iemand wegvat, iemand wat kan veg. En 'n koning. Weet jy wat is die goeie nuus vandag? Jy is 'n koningskind. As my pa die koning is, wat maak dit my? 'n Prins. En vir jou 'n prinses. Jy is royalty. Hoor jy? Jy is royalty. Jy is nie 'n niks nie. Want as my pa die koning is, kry ek 'n nuwe identiteit. Ek hoef nie te luister vir die wêreld nie. Ek luister vir my pa. Ons lees in Rigter 6 vers 12, waar Gideon weggekruip het, en toe hy in vrees gegaan het, toe die Here met hom praat en sê, die engel met hom praat en sê, die Here is met jou, dapper held. Is jy dapper? Ja. Ons almal is dapper. God kyk nie vir jou vandag, waar jy nou is nie. Hy kyk vir jou, hoekom hy jou geskep het. Hy kyk vir jou, as sy kind. 'n meesterstuk. Nie 'n mislukking nie.
'n warrior, hou aan glo, hou aan bid, wanneer niemand anders te aanhou nie. Dis daai een wat deurdruk heeltyd. Wie van julle het al gesien 'n klein foksterrier? Dis seker een van die dapperste hondjies daai. Hy is so groot, maar hy het 'n hart van die leeuwryding. Hy hou nie op nie. Miskien moet ons soos 'n foksterrier word. Hou aan, veg vir dit wat God vir ons in store het. In plaas van soos 'n greydyn, net te gaan agteroor lê. Jy is hierdie groot, maar hy hond is useless. Ekskuus vir die mense wat greidyns het. Hoor wat ek jou sê? Ons moet begin veg in die gees vir dit wat God vir ons in store het. Dit gaan nie net in jou skoot val nie. Jy's 'n warrior, kind van God. Jy moet daarvoor bid. Begin goed vasmaak in die gees. En sê, Here, U het vir my voorspoed. Nie teenspoed nie. Johannes 19 vers 30, toe Jesus aan die kruis gehang het, toe sê hy, dit is volbring. Ek en jy hoef nie meer te veg vir oorwinning nie. Ons leef uit Jesus Christus, sy oorwinning aan die kruis. En die grootste ding wat ons laat val, ons keer so maklik terug na ons ou identiteit. Dit laat ons val. Efesiërs 4, julle kan dit gaan lees, of gaan dit nie op die bord sit nie, 4 vers 22 tot 24 sê, lê die ou mens af en beklee jou met die nuwe mens. As jy deur die doop gegaan het, as jy deur die dooppad is, jy word saam met Christus begrawe, jy staan saam met hom op. Jy los die ou goed agter. Maar jou mind moet jy renew heeltyd. Want jou battle is hierso. Net soos Israel uit Egipte gelei is. So moet ons ophou leef soos gevangenes, wat nog in gevangenis is. Leef soos iemand wat deur Christus nuut gemaak is. Die ware jy is nie wat jou buurmense oor jou sê nie. Die ware jy is nie wat jou baas vir jou sê nie. Die ware jy is nie jou verlede nie. Die ware jy, ek gaan dit herhaal, julle moet dit hoor, die ware jy is nie jou mislukkings nie. Die ware jy is die persoon wat Jesus Christus met sy bloed losgekoop het en kom herstel het. As jy in Christus is vandag, is jy 'n kind van God. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy is meer as 'n oorwinnaar. En jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis hierdie body. Nou wat doen ek en jy met hierdie tempel as Heilige Gees hier binne woon? Doen ons nog goed van die wêreld? Nee, want dit behaag nie God nie. Ons verander ons mind, ons verander ons loop, ons verander die ways wat ons goeders doen. Want hier binne is God se plek. Hoe verdeeld is jou hart? Doe jy nog goeders van die wêreld? Of doe jy net goed van God? Ek en jy is geroep om heilig en in waarheid te leef. Ons hou ons nie op met stories nie. Nie omdat ek en jy volmaak is nie, maar omdat Christus in ons leef. Hou ons nie op met snert nie.
As jy hoor mense begin praat, het jy deel aan daai gepraatery of sê jy, ek wil nie deel hê daaraan nie. Want op die einde van die dag word jy geassosieer in die kringe waarin jy beweeg. Die vyand sal aanhou en aanhou om jou verlede voor jou te gooi. Jy was dit, jy dat. Dan gaan ek weer sê, as jou mind renew met die woord van God, gaan jy weet, ek staan op die rots, die storms gaan kom, dit gaan my nie van die rots afhaal nie. Maar die woord verklaar vandag, as jy in Christus is jy, wil so elkeen amper point, is jy 'n nuwe skepsel. Vandag is nie, wil die Here jou nie vra, wat het jy gedoen nie? Here Jesus kom en hy vra vir jou vandag, aan wie behoort jy? Aan wie het jy jou hart gegee? Miskien leef jy onder dit wat God vir jou instoor het. As jou verlede. Want jy hou vas aan dit wat God jou mee vrygemaak het. Miskien draai jy nog steeds met daai skaamte, daai skuld. Laasweek het die preek gegaan oor 'n gedeelte van, miskien is dit tyd dat jy jouself moet begin vergewe. Dis verby, jy kan niks doen aan die verlede nie, niks nie. Maar hoe gaan ons vorentoe gaan? Die wêreld wil hê, ons moet presteer in die wêreld. Maar ons geestelike lewe verbrokkel. Jesus roep jou vandag terug. Wil jy moet mooi hoor, om jou verlede te los by hom. Voor jy vandag gaan nagmaal gebruik, wil ek jou uitnooi om te sê, Here Jesus, dit wat U my van verlos het, los ek agter. Ek wil vandag opnuut met U 'n pad stap. Daar is vergifnis. Daar is herstel. En ontvang jou ware identiteit om te sê ek is 'n nuwe skepsel. Die verlede gaan my nie vashou nie. Ek strek my uit na wat voor is. Wil jy ons almal moet ons oë toemaak? Maak almal moet hulle oë toemaak. Ek wil jy niemand moet rondkyk nie. As jy voel, jy ken nie jou identiteit in Christus nie, wil ek hê jy moet jou hand net opsak en oplig en laat sak. Dankie Here Jesus. As daar nog iemand is wat sy hand wil opsteek, ek gaan nie vir jou vra om vorentoe te kom nie. God ken jou hart. Hy weet van jou. Hy ken jou struggles. Vader, U het elke hand gesien wat opgaan. Vader, U ken hulle verlede, U ken ook so hulle hede. Maar Vader, U weet ook hulle toekoms. Vader, dankie dat elke persoon wat sy hand opgesteek het, man of vrou, Vader, dat U 'n verandering sal bring in hulle lewe. Vader, Here Jesus, ek bid nou dat U kom en U herstel dit wat die vyand gesteel het by hulle.
En dat daar nuwe identiteit in Jesus Christus van vandag af sal voortleef. Here, ons breek nou elke leuen af wat gespreek is oor hulle lewe, oor hulle toekoms uitgespreek. Ons sny ons af in Jesus se naam, want dit bepaal nie hulle toekoms nie. En dankie Here Jesus dat ons weet dat Heilige Gees ons sal help om ons verlede agter te kan los. Maar Vader, my gebed is, as ons dit by U los, moet ons dit by U los, ons moet dit nie weer gaan vat nie. Want as ons dit gaan vat by U, gaan U nie daarmee kan werk nie. Lord Jesus, come and fill each and every person's heart here with Holy Spirit. Vader, laat hulle opnuut U liefde sal ervaar. Opnuut U Gees in hulle lewe sal ervaar. En dankie Vader dat ons onsself kan vergewe. Dat ons weet dat ons behoort aan Jesus Christus. Niks kan jou skei van die liefde van God nie. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen.